Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 27 Februarie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons versoek en ons vra graag u teenwoordigheid op hierdie oomblik tydens hierdie studie. Liewe Heer, reinig asseblief ons gedagtes en ons fokus dat dit op u mag wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir verdere studie gaan ons 'n paar aanhalings lees uit Ellen G. White, Geskrede na Christus, bladsy 6.2 en 6.3. Ons het geen geregtigheid van ons eie wat aan die eise van die wet van God kan voldoen nie, maar Christus het vir ons 'n uitweg bewerkstellig. As u uself aan hom oorgee en hom aanneem as u verlosser, dan word u om sy ontwil regverdig verklaar, afgesien van die sonde wat u gedoen het. Christus se karakter geld in die plek van u karakter, en God neem u aan asof u nog nooit gesondig het nie. Daarbenewens verander Christus u hart. Hy woon in u hart deur geloof. Hierdie verbintenis met Christus moet gehandhaaf word deur geloof en deur 'n gedurende onderworpenheid aan sy wil. Solank as u dit doen, sal hy in u werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Ons het niks in onsself om oor te roem nie. Ons het geen gronde vir selfverheffing nie. Ons enigste hoop is in die geregtigheid van Christus wat vir ons toegereken word en wat die Heilige Gees in en deur ons doen. Ellen G. White, Geskrede na Christus, bladsy 6.2 en 6.3. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Evangelism, bladsy 3.6.3, vryvertaal. Die lig aan my gegee, het baie duidelik tot my gekom dat baie van ons sal verlaat om aan die verleidende geeste gehoor te gee en om leringe van duiwels aan te hang. Die Here se begeerte is dat elke siel wat beweer dat hulle die waarheid glo, 'n intelligente kennis van wat die waarheid is, sal hê. Ellen G. White, Evangelism, bladsy 363, vryvertaal. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Ons lees weer die geheeteks, 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het in hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 2 Korintiërs 5 vers 21. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat Christus sonde vir ons geword het, en hoe behoort dit ons te help om die plaasvervangende aard van die kruis te verstaan? En ook, wat beteken dit om geregtigheid van God in hom te kan word? Vraag nommer 2. Staan stil by die vraag van eenmaal gered, altyd gered, waaraan baie Christene glo. Hoekom glo ons dat hierdie 'n valse leerstelling is? Watter vanselfsprekende gevare hou dit vir iemand wat wel daarin glo? Hoe kan ons, selfs terwyl ons daardie leerstelling verwerp, steeds verlossingssekerheid hê? Vraag nommer 3. Kolossense 1 vers 23 sê, gegrond en vas. Hoe gegrond en vas is jy in jou geloof? Hoe goed ken jy dit waarin jy glo en hoekom glo jy dit? Wat kan jy doen om dit wat jy glo beter te ken? En hoekom is dit so belangrik dat jy in die geloof gegrond en vas moet bly?